Here, dankie vir Romeine, dankie dat ons dit vanaand kan saams bestudeer en dankie vir die aanlyn mense wat ook kyk en Here, dankie dat ons net hier weer Paulus se hart kan kom ontdek van die goeie nuus van die evangelie. Ons eer U, Jesus. Amen. Nou ons het laas keer gevorder by Romeine tot by vers 26 as ek dit nie mis het nie. En ons het vir mekaar hierdie interessante ding gesê dat vers 21 tot vers 26 is een sin in die Grieks. Kompleks, maar een sin. En ons het vir mekaar gesê dat van vers 18 af in hoofstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20 is eintlik 4 verskillende deelde van hoe om nie in die hemel te kom nie. Dis die bad news. Dis 'n rowwe, moeilike tyd, dis die slegte nuus, dis die diagnose van, luister, jy is terminaal siek, jy is besig om dood te gaan. Die siekte wat jy het, sonde, gaan op die dood opeindig. Almal is nog by daarmee. En ons het juis gesê, vers 20, daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom regverdig word nie. Goed, juis deur die wet ken ons die sonde. En dan, die wonderlikste 2 woorde in die hele boek van die Bybel, maar nou, gelukkig, dankie tog, die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete, die Ou Testament, getuig, sonder wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Dis asof hy in hierdie volgende een sin, vers 21 tot 26, 'n verduideliking gee van die res van die hoofstuk wat hy gaan oor gesels. Hy gaan oor die wet en die profete gesels. Hy gaan oor sonder die wet het die Here aan ons bekend gemaak wat geregtigheid is. Hy gaan gesels oor vryspraak. Hy gaan gesels oor 'n klomp van hierdie konsepte. Wat beteken geregtigheid en vryspraak? Wat beteken waarvan die wet en die profete getuig? Ons gaan so 'n bietjie na die Ou Testament en miskien kom ons vandag al by hoofstuk 4 wat die Ou Testamentiese prentjie is. Goed, ek wil graag in ons Bybels vers 25 en 26 dan verder lees en daarby aangaan vandag. Hy sê, God het hom, dis nou Jesus, deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer. Dis daai in plek van versoeningsoffer wat deur geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorsien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Goed, so die sondes wat voorheen gedoen is, het hy oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd nou bewys om so regverdig te wees, nog steeds regverdig te wees, maar die wat in Jesus glo, verklaar hy nou regverdig. Ek sal nou kom by verklaar regverdig. Goed, nou gaan ons aan by waar ons vandag moet wees, vers 27. Is daar dan nog sprake van roem? Ek weet nie hoe jou vertalinge lees nie, ek sou graag van julle vertalings wil hoor, nie? Maar eintlik wat hy hier sê is, kan ons nou verder trots wees daarop dat ons Jode is? Yes, kan ons 'n noddy badge om te sê, ek sê Jood. Hoe sê jou vertaling dit? Daai eerste sinnetjie, nie daai eerste stukkie. Myne sê, het ons nou iets uit onsself om op te roem? Het ons iets uit onsself as Jode, om onsself op te roem? Kan ons trots wees daarop wat ons Jode is? Yes. Where then is boasting? Can we boast that we are Jews? Dis wat hy besig is om te sê. Goed. Nog 'n vertaling.
Wat sê jou vertaling, Daisy? Where is boasting then? Selfe een. Goed. Kan ons trots wees dat ons Jode is? Nee. Dis uitgesluit, sê my woord. Dis uitgesluit. Dis 'n duidelike nee, sê Paulus. Deur watter wet? Die wet van die werke? Kan ons op grond van wat ons gedoen het as Jode dan trots wees daarop? Eintlik wat Paulus kort Afrikaans probeer sê is, dis belaglik om te dink dat jy enigsins jou kan roem daarop dat jy as 'n Jood gered kan word omdat jy 'n Jood is. Jy het niks om op te roem nie. En hy gaan net nou in hoofstuk 4 verder verduidelik, dat selfs as jy 'n Jood is, en jy's gered, het jy ook nog steeds niks om te roem nie, want dit is nog steeds net genade. So, kan Jode bly wees en opgewonde en sê, yes, ek is 'n Jood, ek is gered, ek is trots daarop dat ek gered is? Nee, want jou werke red jou nie. Dis wat hy besig is om te sê. Dan sê hy, die wet van die werke nee deur die wet van geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Of is God dan net die God van Jode? Is hy nie ook die God van nie-Jode nie, barbare nie? Ja, ook van nie-Jode. Aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar en ook onbesnedenis deur geloof regverdig sal verklaar, né? Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. So hy is hier besig om te sê dat, luister, die Here is nie net die God van Jode nie, hy is ook die God van ons as heidene, barbare, ongejodes. Die Jode, as jy lees besnedenis, dan is die Jode besig om oor hulle self te praat. Dis 'n bynaam vir die Jode, is besnedenis. Hulle is die besnedenis. Hulle is die Jode. En ons is ongejoods, ons is onbesnede. Ons is nie deel van dit nie. Nou sê Paulus net, wat hy besig is om te sê is, jy verdien nie jou redding nie, of jy besnede is of onbesnede is, of jy Jood is of jy barbaar is. Jou geloof gaan jou red. En dan sê hy verder, maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig. Nou dat ons 'n Nuwe Testament het, en ons kom agter, maar ons word gelowiges, ons word kinders van die Here deur geloof. Is alles van die Ou Testament nou ongeldig? Goeie vraag, né? Moet ons nou die Ou Testament weggooi? Nou sê hy, trouwens nie. Ons bevestig die wet. Ons bevestig nou die waarde van die wet. Ons bevestig hoe wonderlik die wet as waarheid in ons lewe is. Nou gaan hy begin deur jou voorbeelde daarvan te wys uit die Ou Testament. Hy het in vers 21 gesê, soos die wet en die profete sê. Onthou, ons het vir mekaar gesê, wet en profete is net Paulus se manier om van die Ou Testament te praat. Dis sy bynaam vir die Ou Testament. Nou gaan hy uit die Ou Testament uit begin om dit te bewys. Abraham, wil jy nog iets sê? Goed, voordat ons wegspring met die Ou Testament, wil ek vir jou hierdie beginsel wys, dat die hele Islam geloof, die hele Joodse geloof, en meeste ander gelowe wat ons ken, werk op hierdie beginsel. Het julle my mooi skaal gesien? Het julle agtergekom as 'n skaal? Kuns is nie my sterkpunt nie. So, hierdie is 'n skaal. Jy moet altyd jou goeie werke swaarder laat weeg as jou slegte werke, dan gaan jy eendag in die hemel kom. Dis
die basis van meeste van gelowe. Islam glo dat jy moet sekere goed reg doen en jy weet nooit watter kant toe hang jou skaal nie. Daar's 'n een manier en dis as jy in 'n heilige oorlog sterf, as jy sekere goed doen, dan kan jy die skaal laat tip en dan weet jy gaan hemel toe. So hulle, voordat hulle byvoorbeeld in die Twin Towers vasgevlieg het, daai ouens, was hulle vorige aand by prostituie, drugs gebruik, drank gebruik, allerhande goed. Want hulle het geweet, hulle kan nou die sondekant maar baie swaar maak, môre, shap, alles is reg, ons gaan die skaal laat tip, ons gaan in elk geval paradys toe, want ons gaan in die heilige oorlog sterf. So, daar's sulke goed in gelowe, maar ons kan dink dat Islam is 'n bietjie absurd of Jodendom in hulle wettiesheid is absurd, dat ons goeie werke die slegte werke moet outweigh. Maar as ons lank genoeg in die kerk met mekaar praat, kom ons agter, dis 'n ding wat in die kerk ook intrek. Dis 'n ding wat in ons geloof intrek. En ons verstaan nie altyd genade en geloof heeltemal nie, want dan kom dit uit dat ek en jy begin agterkom, solank ek en jy nou net 'n paar goue sterretjies op ons voorkop hê, dan gaan die Here ook sê, sjap. Ons het ook ons kinders so laat probeer goeie goedjies doen. Nou op die yskas dan het jy jou bed opgemaak, het jy hierdie gedoen en dan kry jy 'n sterretjie en dan kry jy 'n sterretjie en aan die einde van die week dan kry jy sakgeld. Ons almal dink ons het sulke sterretjies. Ons kom kerk toe, ons lees ons Bybel, ons help iemand. En ek was darm nice vandag met iemand wat nie nice was nie. Okay, yes, ek het 'n paar sterretjies gekry. Ons match dit ook so op in ons kop. En die Here sê, dis nie hoe dit werk nie. Glad nie. Jy moet totaal en al daarvan vergeet. Hierdie prentjie is nie die manier hoe jy hom dien nie. Daar's nie 'n skaal in die hemel waar die Here jou goeie werke opweeg teen jou slegte werke nie. En dis wat hy in hoofstuk 4 gaan bespreek aan die hand van 'n voorbeeld, Abraham, die vader van ons geloof. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons stamvader na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te beroem, maar nie voor God nie. As Abraham iets goeds gedoen het, as hy skaaltjie swaarder was aan die goeie kant as aan die slegte kant, dan kon hy gesê het, Jesus, maar ek is so oulik. Maar dan sê Paulus, maar dis nie waaroor dit gaan nie, nie voor die Here nie. Dis nie eintlik wat hier gebeur het nie. Vers 3. Wat sê die skrif? Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdig gereken. Ek wil hê julle moet 'n paar goed raak sien. Ons het net nou gepraat van regverdig verklaar, nou praat hy van, nou dat hy geglo het, is hy regverdig gereken. Hy's nie regverdig geword nie, hy's regverdig gereken. OK, byt vas, gaan nou daarby kom. Sê iemand wat werk se loon, word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar. Vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. As jy 'n salaris verdien, is die salaris joune, jy het dit verdien, dis nou joune. Maar as jy dit nie verdien nie, en jy kry iemand se anderste se salaris, dan word dit jou toegereken. Dan skryf hulle dit agter jou naam. Dan word jy as die een verklaar wat daai salaris kry. Jy word regverdig verklaar op grond van Jesus Christus se regverdiging, maar net omdat jy daarin glo. Nou sê hy, so noem ook Dawid die mens geseënd vir wie God regverdig toereken sonder werke. So,
Gelukkig is hulle, nou quoteer hy Psalm 32, gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde hoegenaamd nie toereken nie. Dit noem ons wedergeboorte, regverdigmaking, geloof. As jy in geloof is, dan reken die Here jou sonde nie meer toe nie. Wat hy wel toereken nou tot jou, is jou regverdigmaking. Jy staan nou reg. Hy gee nie meer wat jy verdien dood nie. Hy gee nou wat jy nie verdien nie, sy lewe, sy regverdigmaking. Is hierdie seën dan net vir die besnedenis? Onthou julle wat ek julle net nou gesê, wat is besnedenis 'n bynaam voor die Jode? Is hierdie seën dan nou net vir die Jode? Of ook vir die onbesnedenis, ook vir die nie-Jode, ook vir jou? Ons sê tog, Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gereken. Wanneer is dit vir hom toegereken? Wanneer het hy die regverdiging gekry? Toe hy reeds besnede was of toe hy nog onbesnede was? Onbesnede was. Nog voordat hy besnede was, het die Here hom geloof toegereken. Want die besnedenheid, sy besnydenis was toe net 'n teken daarvan dat hy alreeds tot geloof gekom het. Nou sê hy, wanneer is dit vir hom toegereken? Nee, nie toe hy besnede was nie, maar toe hy onbesnede was, vers 10. Vers 11, hy het die teken van die besnydenis as 'n seël ontvang. 'n Seël van die geregtigheid van die geloof. Baie belangrik dat ons by die vers stil staan, want ons gaan in hoofstuk 6 weer by 'n teken en 'n seël uitkom as hy oor die doop praat. Nee, hy gaan wat nou in 'n ou se hart gebeur het as gevolg van geloof en 'n uiterlike teken geword het, die besnydenis. Levitikus 17 dink ek, wat Moses verduidelik hoe die besnydenis werk, Genesis waar Abraham vir die eerste keer besny word. Sy voorhuid afgesny word. As teken daarvan dat sy hart eintlik besnede is. Hy het 'n teken van die besnydenis as seël ontvang, 'n seël van geregtigheid van geloof wat hy gehad het terwyl hy onbesnede was. So het hy die vader geword van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat dit ook vir hulle as regverdiging toegereken kon word. So het hy ook die vader geword van hulle wat nie bloot besnede is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo het toe hy nog onbesnede was. Is julle bietjie de mekaar? Hy is besig om te sê, Abraham het begin glo toe hy nog 'n heiden was. Toe maak die Here met hom 'n verbond. En hy sê, kom ek besny jou hart. Van nou af vorentoe gaan jou kinders besny word, om te wys, dat ek deur jou 'n verbond moet hê, maar dat elkeen eintlik nog steeds tot geloof moet kom. Geloof lê nie in die besnydenis nie, of jy 'n Jood is of nie 'n Jood is nie. Geloof lê in die verhouding in jou hart. Redding lê in die verhouding in jou hart. Geloof. Geloof is verhouding met die Here. So, kom ek stel dit op 'n ander manier so. Die Here knoop met Abraham 'n liefdesverhouding aan. En sê, Abraham, ek gaan nou met jou 'n liefdesverhouding aangaan. Van nou af, om te bewys dat ek en jy verlief is op mekaar, sit ek 'n trouring aan jou vinger. En ek noem dit besnydenis. Van nou af vorentoe wil ek hê dat jy elke kind wat uit jou nageslag moet kom, elke seentjie, op 8 dae moet besny, sodat hulle kan weet, een of ander tyd moet hulle ook op my verlief wees en met my verhouding hê. Hulle het nie outomaties 'n verhouding met my net omdat hulle besny is nie. En ek dink dis waar die kerk en die Jode
dit geweldig mis, en waar Paulus dit probeer regstel. Paulus probeer nou sê, luister, Abraham het eers geglo en toe die Here met hom getrou. Toe sê die Here vir die Jode, ek wil julle 'n volk maak wat met my 'n verhouding het. Laat die kinders op 8 dae besny, sodat hulle op een of ander tyd kan besef, ons moet met die Here verhouding hê. Maar 'n kind is nie gered. En is eintlik waaroor hoofstuk 4 gaan. 'n Jood, of hy nou in Noag, in Abraham se tyd, of in Dawid se tyd, of in Daniel se tyd was, is 'n Jood nie gered, net omdat hy besny is nie. Ons gaan nie die Jode van, kom ons sê Daniel, Sadrag, Mesach en Abednego se tyd, in die hemel sien, want hulle is besny aan hulle liggame nie. Dis nie hoekom ons hulle in die hemel gaan sien nie. Sou daai ouens eendag in die hemel wees, is omdat hulle 'n verhouding met die Here gehad het, met die lewendige God, omdat hulle geloof gehad het. Maak dit vir julle sin? So gaan daar besnede mense in die hel wees. Verseker. Vandag se besnede Jode, baie van hulle, Erika, ongelukkig, as jy in Israel rondloop, dan wil hulle jou spoeg, want hulle herken nie Jesus Christus nie, hulle vervloek hom. Baie van die Ou Testamentiese Jode gaan nog eintlik in die hel opeindig. Maar die verskil vir die wat in die hemel is, besnedenis wat in die hemel is mense wat 'n verhouding met die Here het. So wat is Paulus besig om te sê? Kort en lank is, gaan nie oor die besnydenis of nie die besnydenis nie. Die Here het met Abraham 'n verbond gemaak, maar die verbond wat hy met Abraham gemaak het eintlik oor die verhouding gegaan wat hy met hom gehad het. Omdat Abraham in God geglo het. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet in die Here glo. Dit vat geloof, dit vat 'n stap, dit vat 'n geloofstap om te kom en te sê, Here, selfs as ons nie in 'n verbondsverhouding met U staan nie, sal U ons red, al is ek onbesnede, maar ek glo nie. Ekskuus, laat ons eers verder, het jy nog vrae? Ja. 100. Ja. Want ek verstaan nie vers 4 en vers 5 nie. En ek verstaan nog nie die gereken, toegereken, bereken. Ek verstaan nie daai woorde nie. Okay. Ek verstaan nie verskil nie en ek verstaan, maar even vers 4 en 5 is Kom vir ek baie gaan net eers gou terug na vers 9 toe, né? Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gereken. Is julle daar? Wanneer is dit vir hom toegereken? Vra vers 10, né? Ek wil sê, wat jy nie daar kan lees nie, is Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gegee. Dis nie vir hom gegee nie, dis vir hom gereken. Daar's 'n verskil tussen iets wat die Here jou sien in en wat jy word. Hy's nog steeds nie regverdig nie, maar die Here reken hom as regverdig. Daai prentjie wat ek altyd teken, God sien jou as regverdig, al is jy nog nie regverdig nie, en jy nog in 'n heiligmakingspad moet stap. Die Here sien jou as regverdig, hy reken dit vir jou toe, want Jesus Christus, Jesus se bloed, maak jou ten volle regverdig. Hy vat Jesus se regverdiging, en hy plaas dit op jou. Jy's nog nie regverdig nie. Jy's nie heilig nie, jy's nie ten volle reg met die Here nie. Maar omdat Jesus reg is en jy jou geloof in Jesus gesit het, dan vat Vader God die reg van Jesus en hy kom sit dit op jou. En hy sê, nou reken ek sy reg wees aan jou toe en sien ek jou asof jy reg is. Jy is nie reg nie, want jy het nog 'n heiligmakingsproses, maar die Here reken dit jou toe. 'n groter prentjie, ons het Sondag so 'n bietjie daaroor gepraat, as ons 'n God het wat ons moet vrees, en hy's absoluut heilig, laat hy nie sonde in sy teenwoordigheid toe nie. Maar jy het vrye toegang tot die Vader, want die voorhangsel het van bo na onder geskeur.
Jy mag na Vader God toe gaan in gebed. Hoekom? Want hy reken jou sonde nie meer toe nie, hy reken sy regverdiging van Jesus nou op jou toe. Jy het niks om oor te breek nie. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Jy kry Jesus se regwees pasella en verniet, net omdat jy sê, Here, ek glo in U, U is my koning. Ek hou vas aan U verlossing. Dan mag jy na Vader toe gaan, dan het jy vrye toegang. Maak dit sin? Julle kyk my met groot vraagtekens aan. Is julle reg? Kan jy vra, vers? 4 en 5. Vers 4 en 5 was vir my moeilik, van die ou wat werk en dan kry hy salaris, en die ou wat nie werk nie kry ook. Dis presies dit, né? Ons gaan dit nou weer lees, maar kom ons sê net gou. As ek werk vir iets, dan verdien ek dit. Verstaan jy? So kom ek sê, luister, ek gee nou vir julle sweeties. Ek gee vir hierdie groep sweeties hier en daar onverdiend. Maar vir hierdie gee ek net die wat mooi aangetrek is. Verstaan? Jy sal een kry. So dan kry jy ene, want jy is mooi aangetrek. Maar dan het jy dit verdien. En omdat jy dit verdien het, het jy geregtigheid daarop. Voel jy, luister, ek verdien dit. Ek kan myself daarop roem dat ek iets daarin het. Maar as ek dit net vir enige iemand random gegee het uit genade uit, sonder dat enige een dit verdien, dan kan jy geen roem daarop sit nie. So wat hy in vers 4 en 5 sê is, wanneer ek jou 'n salaris gee, is dit omdat jy gewerk het vir die salaris, en dan kan jy sê, luister, ek verdien hierdie salaris. Wanneer jy genade in Jesus Christus ontvang, regverdigmaking, reg met God, verdien jy niks. Jy kan nie roem daarop nie. Jy kan nie sê, hey, hierdie is myne, ek verdien dit nie. Jy kan nie. Jy het geen reg daartoe nie. Nou hier's die moeilike, en ons kom Romeine is 'n moeilike teologiese boek. Maar ons kom by die baie interessante, moeilike ding van, wat red jou? Want jy moet tot geloof gekom het, om redding te hê. Maar het jou geloof jou dan gered? Of het die genade van God jou gered? Geloof het net oopgesluit wat joune is. Maar soveel so min so, dat jy nie kan sê, yes, maar daarom het ek geloof gehad, ek verdien om gered te word nie. En dis wat kerk gelowig is, waar ons dit mis. Ons dink, yes, maar ek het daar aan my geloof uitgesit in die Here. Ek is gered. Nee, jy moet besef, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar die hele wêreld tot redding kan kom. Hy bied sy redding vir die hele wêreld aan, ons sluit dit oop. Die manier hoe ek en jy dit kry, is ons geloof, maar eintlik het hy dit vir ons kom almal aanbied. Sy genade is genoeg vir almal, sy redding is daar vir almal, sy verlossingswerk is vir elke mens op aarde. Ek en jy kom nou in ons geloof na hom toe, en ons sluit dit, vat dit, maak dit ons eie. Maar ek en jy kan nie in ons teologie, in ons kop, in ons praktiese uitlewing van die Here enigsins begin dink. Ja, maar eintlik verdien ons. Nou, deur ons geloof, daarom dat die Here vir my reg gemaak het met hom nie. Ek het daarom so bietjie ietsie daarin. Ek kan nie sê, ek het min, maar ek het so bietjie by my skaaltjie gesit, deur te glo nie. Jou geloof het niks op hierdie skaal uit te waai nie. Gooi die skaal weg. Geloof maak die hele ding anderste. Geloof sê, ek skuif vir die hele skaal weg. En ek sit my reg wees, God se ten volle reg wees, op jou ten volle sondaar.
en sê, God gaan jou nou reg sien. Van nou af sien hy jou as reg. Moeilike teologie waarmee Paulus besig is. Want die triek wat ek wil hê julle moet raak sien, wat Paulus hiermee besig is, ons verdien niks. Ons is sondaars, jy verdien dit nie. Jou geloof het dit ontsluit, maar nie laat verdien nie. Nou word jy verklaar as, jy word nie gesê jy is nie. Maak dit sin? As ek sê, hy het jou nie regverdigheid gegee nie, hy het dit vir jou toegereken. As hy gesê het, hy het vir jou regverdigheid gegee, dan sou dit jou nuwe status wees. Dit is jou stand nou, jy is regverdig, maar dis omdat jy toegerekende regverdigheid bygekry het. Jy is 'n sondaar wat nou regverdigheid bygekry het, die regverdigmaking van Jesus Christus. En daarom sien hy jou nie meer as 'n sondaar nie. Jy word nie meer jou sonde toegereken en jou sonde is aan Jesus toegereken. So, hy het skuld, die boekhouers, hy het skuld gaan oorskryf. Hy het jou skuld by Jesus gaan opskryf en Jesus se regverdiging by jou gaan toereken en op jou boeke gaan sit. Credited. Mooi, nee? Presies daai skuld omgeruil. Maar nou kan jy sê, ek het hierdie verdien. Nee, jy het nie sy regverdiging verdien nie. Jy het dit bloot net per genade oopgesluit deur jou geloof in Christus. Okay, Wouter, maar nou, hier's nou die vraag. Wat het gemaak dat Abraham glo in die Here? Goeie Het jy vraag. gewag vir hom? Nee, ek het nie gewag Nee, vir hom. want verstaan, dit is, Abraham het geglo en toe gee die Here, maar wat in Abraham het gemaak dat hy begin glo in 'n God? Ja, want Abraham het tussen 'n klomp maanaanbidders gebly. Ja, hulle het vreemde goed aanbid. En dan kom die ware God en begin met hom praat. En ek het nie vir jou 'n duidelike antwoord hoekom Abraham nie. Ek weet net dat die Here sê, as jy my waarlik soek, sal ek myself laat vind deur jou. En regdeur die moslemwêreld sien ons nou hoe mense wat die Here begin soek in drome, begin droom oor Isa, oor Jesus Christus en begin die Here homself bonatuurlik aan mense openbaar. Oralste in die wêreld hoor ons van mense wat 'n soeke het, 'n klein stukkie hartsbegeerte om die ware God te aanbid. Of dit is in hulle tyd van Ramadan vas en bid, of dit 'n tyd is wat 'n Hindoe sê, hoor ek kan nie voor al hierdie gode, ek soek die ware God. En op een of ander manier begin die Here homself dan openbaar. Dis daai mooi boek, daai Eternity in Their Hearts. Dankie Nina dat jy daai foto gestuur het van wat daai ou wys dat mense te begeerte en as hulle begin om daai begeerte na te jaag hier in die binnekant van hulle, of hulle nou soos Abraham tussen die maangode groot word of tussen Islam of tussen Hindoeïsme of waar ook al. Ergens waar daar begeerte soos 'n vonkie is, kom die Here en ontmoet dit en steek dit aan die brand. En hy kom en bou verhouding. En ek is versigtig om, want ek wil nie teologies verkeerd klink nie, maar die beste manier vir my om dit te beskryf is as twee mense mekaar raak sien. Julle jonges wat nou nog nie getroud is nie, as jy daai ou raak sien, so, en hy vang jou oog en jy vang sy oog en daar so spark. Dis fyn as daar spark is, maar die spark is nie 'n verhouding nie. Die spark moet wees dat jy het hom raak gesien, hy het jou raak gesien. Jy moet hom nou gaan pursue en hy moet jou pursue.
En as hy jou pursue, moet jy nie weghol nie. Jy moet net 'n bietjie weghol. Tipies vroumens. Verstaan jy, maar jy moet hom pursue. En dan moet nog 'n ding wees. As jy nie vir hom jou telefoonnommer gee nie, is dit sorry. Wat hulle sê ons deesdae jy moet swipe of ek weet nie. Ja, as jy hulle swipe. Maar jy moet ten minste swipe. Nou nie jy sien en okay. En toe begin jy daarom van sy kant af reageer. En toe gebeur daar iets. Okay. En weet julle wat? Dit word sterker en sterker en sterker. Maar dit het begin ergens met hy het ten minste gesoek. Jy het gesoek, jy het op die regte plek gesoek. Ek weet nie altyd of dit die regte plek is nie, maar ja. So julle het mekaar gesien. Okay. Maar daar's hierdie spaak. Verstaan, en ek dink, ek het hierdie een in die biblioteek raak gesien. En toe ek haar raak sien, toe weet ek, hier is 'n spaak. Maar toe moet ek iets doen. Eers gaan vakansie hou. En toe het ek iets gedoen daarna. Maar daar moet iets wees van jou kant af. En ek dink dis wat met Abraham gebeur het. Hy het 'n begeerte na 'n ware God gehad. Die Here het gesê, hierdie ou het 'n begeerte na my. Ek weet waarna hy soek. Hy soek die ware God. Kom ek openbaar myself aan hom. En wat ons eintlik beskryf, soos Spreuke sê, daar's 4 dinge wat 'n misterie is. Nee, dan beskryf hy een is 'n skip op water, verstaan nie hoe dit werk nie. 'n Vrou by 'n jong man, 'n jong vrou by 'n jong man, verstaan nie hoe dit werk nie. Dis 'n misterie. Hoe kom daai twee by mekaar uit? Dis chemistry, nee. Dis meer chemistry as enigiets anderste. Hormone. Maar daar's ook iets bonatuurlik in ons liefdesverhouding met Vader God. Wat jy nie in woorde kan, dit is chemistry. Maar dis nie natuurlike chemistry van 2 verliefdes met mekaar alleen nie. Ons het 'n chemistry van 'n aardse persoon met 'n goddelike wese. En ons het nie genoeg woorde om daai chemistry. Kom ons sê tussen die Here en Abraham. Tussen die Here en jou. Want net soos Abraham gesoek het en die Here het hom ontdek en hy het die Here ontdek en hulle het by mekaar uitgekom. Net so het jy en ek ook die Here ontdek. Net dieselfde manier. Begeerte. Vir my is een van die mooiste, toe ek het klik, een van die mooiste goed wat die woord geloof is niks anderste as 'n verhouding in die bonatuurlike nie. Verhouding met God. Verhouding. Ek wil nou nie te filosofies raak nie, maar selfs jou liefdesverhouding met die een wat daar langs jou sit. Want jy moet geloof in Esther hê. Al sien jy haar en kan haar voel en alles, dan moet geloof wees dat sy ook van jou hou. Nou, ek hoef net na haar oë te kyk, dan weet ek sy like jou. En hoe lank is jy al getroud? Ja, great. 41 jaar. Maar dan moet nog steeds geloof wees. Maar dis in iemand. Nou sê Hebreërs 11 vers 1. Ons verhouding, ons liefdesverhouding met ons bruidegom is een wat ons nie kan sien nie, maar wat ons weet, wat ons so weet, dat dit 'n vaste hoop is, asof ons dit het, daar by ons. So, kort antwoord, Abraham het 'n liefdesverhouding met die Here gehad, wat die Here toe geantwoord het van sy kant af. Net soos elkeen van ons dit het. En dan honor die Here dit. En dan begin hy uit 'n persoon wat dit uit sy hartsbegeer. Nou, voor Abraham was nie die eerste nie. Noag was daar. En voor Noag was daar nog, en as jy daar's altyd 'n remnant gewees van mense wat die Here gedien het. Maar nou het die Here 'n Abraham, wat met hom so geloof het, dat hy besluit, Abraham, al is jy nie perfek nie, want Abraham het nog steeds daarna droog gemaak, nie. Abraham,
al is jy nie perfek nie, ek het met jou verhouding, en uit jou gaan ek 'n nasie van mense uitbou, wat ek 'n geleentheid, 'n makliker teerpad voor gaan teer, sodat hulle met my verhouding kan hê, maar hulle moet nog steeds 'n keuse maak, hulle moet nog steeds met my verlief raak. Ek gaan hulle in fact, op 8 dae al begin voorberei en besny, en dan moet hulle een of ander tyd my leer ken. Ek gaan in fact vir Moses stuur, 'n wet stuur, dit self met my vinger op kliptafels neerskryf. Ek gaan dit so maklik vir hulle maak, maar hulle moet nog steeds besluit. Daar's ouens wat onder die wolk van die Here, in die Shekinah heerlikheid van God gelewe het, en die wet op kliptafels gelees het, en die Here se stem gehoor het op die berg, wat nog steeds hel toe gaan. En ons dink, hoe kry jy dit reg? Want die spak van verliefdheid was nie in hulle harte nie. Verstaan jy? En ons kan sê, maar ons het nie dit, wel, ons is nog beter as al hierdie, ons het die Heilige Gees in die binnekant van ons. Ons moet die spak van verliefdheid in die binnekant van ons hê. En eintlik is die bottom line van wat ons tot op hede toe in Romeine 4 gelees het, is, luister, jy moet verhouding hê. Geloof werk nie so nie. Dit werk nie met 'n skaaltjie van goed versus sleg nie. Dit werk nie eers besnede of onbesnede nie. Die besnydenis was net 'n makliker manier vir 'n groep mense om met die Here 'n liefdesverhouding aan te knoop. Eintlik, waar alles begin, is, en al is jy onbesnede, 'n verhouding met Jesus. Okay, maak dit sin? Ja, definitief. Nog iets van jou kant af? Nog iets van julle kant af? Yes, dankie. Net sê, myne vers 9 sê vrygespreek. Dit maak vir my beter sin as daai geteken, bereken. Ja. Lees gou jou hele versie. So hy sê, deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Ja. Joune maak dit net baie maklik. Okay. Maar Ek begin net by daai vertaling. vrygespreek is, ek vat wat sleg is en reken dit nie meer toe nie, en vat nou wat goed is en reken toe. Ek spreek jou vry van sonde. Jy moet vrygespreek word van iets, vrygespreek word van sonde en dood. Dis hy 5 S'e waarvan ek altyd praat. Sonde, siekte, skuld, skande, wat sê ander een? Sterf. Jy moet van daai 5 vrygespreek word. En die Here spreek jou vry. En maak jou te volle vry, ja. My vraag, Ja. Die vraag van die eeuwe. Wie het alles begin? The lover of our soul started everything. En dit laat my partykeer dink, nog 'n vraag om nou verder te krap. Het hy nie al met almal van ons harte begin verlief raak, spark, chemistry, maar party ignore dit nie. En party is net so dom dat ons dit nie ignore nie. En daarom het ons genade. En daarom kom ons tot geloof. Dalk is ons nie die slimmes nie. Wel, op die ou en nie die slimmes. So, ja, maar wie het eerste begin? Ultimately het hy eerste begin. Wie het eerste mekaar raak gesien? Daar's so 'n mooi boek van Gene Edwards, Divine Romance. Ja, is daarom 'n kosbare boek. As jy nog nie Divine Romance gelees het nie. Elke mens moet dit in sy lewe lees, want dit is die liefdesverhaal, dit is die Divine Romance van God, van die begin af. Julle het hom nou obviously al gelees, as ek julle twee so kyk. Van die begin af, reg deur tot waar ons nou is, het die Here met jou 'n Divine Romance. Hy romance jou nog die hele tyd. Eintlik is hierdie hele boek 'n liefdesverhaal. Sonde, skuld, siekte, skaamte en sterf. Ja. Nog iets?
So ek is hartseer om te sê, ons gaan mekaar sien, julle gaan ons sien, maar ons gaan julle nie gou weer sien nie. Ons sal julle hopelik weer volgende jaar sien. Ons sal sien hoe werk dit. Maar ons wil eers hierdie toneelstuk regkry. Goed? Wees maar so 'n bietjie kwaad vir my, maar vergewe my asseblief ook. En kom ons stap verder en dan 'n pad saam met mekaar. Online kan ons het daarom nog hier 'n WhatsApp groepie. Almal van julle is op die WhatsApp groep. As jy nie is nie, praat met Nina gou na die tyd dat jy ten minste op die WhatsApp groep is. Aanlyn ouens moet ook op die WhatsApp groep wees, dit sal lekker wees. Kom ons bid saam. Het jy iets gesê? Ja, ek wil net vra, Nina, is die WhatsApp groep sodat nie almal kan post nie? Kan ons dit nie verander dat ouens kan vra op die groep nie? Sal dit vir julle lekker wees? Ja. Sal goed wees. Nee, nie videoetjies. Nee, moet asseblief nie lief en dierbaar Mag foto's van muise met 'n blommetjie stuur nie. Nee, ook nie. Nie muise met blommetjies nie. Ek het 'n ma gehad, ek het genoeg muise met blommetjies. So niks muise met blommetjies nie, net vra enige teologiese goed oor Romeine of enigiets, dan sê jy welkom. Okay. Kom ons bid. Here, dankie vir vanaand, dankie dat ons lekker saam Romeine kan bestudeer, moeilike teologiese goed. Maar wat U eintlik op 'n maklike manier in ons harte wil kom vasmaak. Ons moet 'n liefdesverhouding met U hê. En dit begin voor enige godsdiens, rituele en gebruike. Is om net verlief te wees op U. Dankie Jesus. Amen. Dankie julle. Sien julle volgende week met die Zoom.